Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid en ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad verlede week en ons gaan vandag verder kyk hierso van hoofstuk 1 Johannes 2 van vers 7 af tot en met einde van vers 17 is die gedeelte waarby ons gaan stil staan en verlede week het ons gekyk na die gedeelte wat spesifiek daar gaan en daai eerste paar verse in hoofstuk 2 wat Johannes gesê het, weet jy wat, ons moet nie aanhou sondig nie en indien ons sondig, dan het ons die regverdige, dis Jesus Christus wat al reeds vir ons gesterf het en hy is die voorspraak by die Vader en dat hy ook kom sê het, maar as ek en jy sê dat ons gelowiges is, dan moet ons so leef ook, dan moet mense uit ons dade uitsien dat ons gelowig is. En ek hoop jy kon dit in hierdie week regkry en dat die Heilige Gees jou ook daarmee gehelp het om ook daardeur 'n verskil te maak. Nou vandag gaan ons nou verder stil staan en is 'n baie mooi gedeelte waarby ons vandag gaan stil staan. So voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike dag wat U vir ons gegee het en 'n geleentheid om weer by U woord stil te staan en U woord te bestudeer, om U stem te hoor vanuit die woord uit. En dankie dat U lewe spreek en ek kom bid dat U lewe sal spreek in ons, Heilige Gees, dat U met ons sal praat en met ons sal besig wees ook in hierdie tyd wat ons afstaan aan U. Baie dankie dat U getrou is en dat U altyd ons belang op U hart dra. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, die teks gaan weer op jou skerm verskyn, so jy kan dit daar volg, maar vat jou Bybel, die 83 vertaling, volg ook daarin. Nou, 1 Johannes 2 van vers 7 af, praat hy oor hierdie nuwe gebod wat ons gekry het, en hy begin, hy sê, geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. So Johannes wil eintlik éventueel uitkom by die liefde wat ons moet uitleef. En hy sê, as ons praat oor die liefde, hoe ons teenoor mekaar moet optree, dan sê hy, dis eintlik 'n ou gebod. Ek leer julle nie 'n nuwe ding nie, ek herinner julle net aan hierdie ou gebod. Nou, mens kan gaan kyk na die wat Exodus 20, die 10 gebooie sê, dat ons vir God regtig moet lief hê, en vanuit die liefde van God tree ons anders op teenoor die wêreld, teenoor ons naaste, en Jesus het ook in die samevatting van die wet, toe hulle vir hom gevra het, wat sou jy sê is die belangrikste gebooie, het hy net eenvoudig gesê, maar dis liefde vir God, en dan liefde vir jou naaste ook. En dan, as ons gaan kyk na gedeeltes soos Deuteronomium 6, dan sal ons sien in Deuteronomium 6, dis nou in die Ou Testament, kan 'n mens maar sê, eintlik is hierdie ou gebod waarvan Johannes dan praat, as hy sê, en ek lees vir ons Deuteronomium 6 van vers 4 af, hy sê, luister Israel, die Here ons God, hy is die enigste Here, né? Nou hoor jy, dit klink soos wat Exodus ook sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. So, hierdie gebod van jy moet die Here jou God lief hê, is absoluut lewensveranderend. Dit moet jou lewe verswelg. Dit moet in alle aspekte van jou lewe na vore kom, hierdie liefde vir God. En dan sê hy, jy moet dit in herinneringstekens vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk wees op jou voorkop. Skryf dit op jou deurskosyne en op jou stadspoorte. So dit moet eintlik oral oorgaan. Waar jy ook al beweeg, moet jy hierdie liefde van God uitleef en moet dit prioriteit wees. Nie net by jou nie, maar jy moet so leef dat die mense naby aan jou, dat dit eintlik afsmeer aan hulle. Nou, sê Johannes vir ons in 1 Johannes 2, hy sê,
'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. So ek sit dit net weer op. Ek kom herinner jou hoe jy moet leef. Maar ek vat jou terug na 'n ou gebod toe. En hierdie ou gebod uit Deuteronomium 6 van vers 4 tot 9 het die Jode veral baie goed geken. So hulle was bekend daarmee gewees. En dan sê hy vir hulle in vers 8, tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan jou voorskryf. Nou as hy dit sê, hy sê dit is 'n ou gebod, julle ken die gedeelte uit Deuteronomium, maar dit is ook 'n nuwe gebod, so ek stof dit bietjie af, en ek druk dit weer op jou hart, om dit uit te leef. Nou dat jy 'n gelowige is, dat jy in Christus is dit eintlik ook 'n nuwe gebod. Dit is wat hy van jou vra en van jou verwag, want onthou wat Jesus self kom sê het, liefde vir God, liefde vir jou naaste, baie belangrik. So, nou gaan hy verder, hy sê, dat dit werklik so is, hierdie nuwe gebod, en die ou gebod, dat dit werklik so is te sien in Jesus Christus. Hy sê, onthou, ek het aan Jesus gevat, en ek het hom gehoor, ek het hom gesien, so my woorde is betroubaar. En nou wil hy eintlik daardeur sê is, toe ek na Jesus gekyk het, hom gehoor het ek gesien dat hy leef hierdie liefdesgebod. Hy het uitgereik na mense toe. Hy het 'n verskil gemaak, waar mense deur ander weggestoot is, het hy hierdie mense nader getrek. Het hy na mense se huis toe gegaan, na wie die gemiddelde Jood glad nie eers gegaan het nie. So Jesus was 'n voorbeeld. Hy sê, en ek sien dit in julle ook. Ek sien dit in baie van julle, vir wie hy hier skryf, dat julle regtig hierdie liefdesgebod uitleef. Goed, hy sê dan, dat dit werklik so is te sien in Jesus, en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan, en die ware lig skyn alreeds. So hy sê vir hulle, wat gebeur? Ons het die twee koninkryke, die koninkryk van die wêreld, wat die duisternis is, en die koninkryk van die lig, wat Jesus Christus is God se koninkryk. En hy sê, God se koninkryk beweeg in die koninkryk van die wêreld in, en waar God se koninkryk in beweeg, verdryf dit die duisternis. En hy sê, God se koninkryk moet in liefde inbeweeg. So, die liefde wat ek het vir God, kom verander my, en dit maak dat ek 'n verandering in die wêreld aanbring. En hy sê, dit skyn alreeds, sodat dit nie so donker is nie. En dan praat hy oor die gewone gelowige se dade. Hy sê, as iemand beweer, dat hy in die lig is, dat hy dis 'n kind van God is, maar hy haat sy broer, daar is nie liefde vir sy broer nie, is hy eintlik nog steeds in die duisternis. So as jy jou medegelowige haat, dat daar nie liefde is vir jou medegelowige nie, dan sê hy, dan leef jy eintlik in die duisternis, want die nuwe gebod, sowel as die ou gebod, het gesê, liefde vir God, en liefde vir jou naaste. So as jy dit nie doen nie, dan bevraagteken ek jou verhouding, soos wat ons laas keer ook vir mekaar gesê het. So hy sê, jy moenie jou broer haat nie, moenie jou medegelowige haat nie, daai liefde moenie afwesig wees nie. Wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie, want jy is mos nou in die lig, jy is in God, jy is in Christus, en daarom leef jy onder leiding van die Heilige Gees wat in jou is. En hy sê, daarom is daar niks wat jou laat struikel nie, want jy het jouself oorgegee aan die leiding van die Heilige Gees. Hy sê, maar wie sy broer haat, is in die duisternis. Want daar's ietsie van die liefde, iets van daai gebod, is nie daar dan nou ter sprake in jou lewe nie. Jy lewe in die duisternis, en jy weet nie waar jy gaan uitkom nie, want jy kan nie sien nie, omdat die duisternis hom blind maak. Nou, baie keer as 'n mens die verkeerde doen, hy sinspeel eintlik daarop, dat wanneer ek my medegelowige haat, en ek kom nie hierdie gebod na nie, al wat gebeur is, ek laat toe dat die duiwel my beheer, en hy sê, dit moet nie so wees nie. En dan kom hy, en dan skryf hy verder by vers 12, dan skryf hy, en ek skrywe vir julle liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. So hy sê, onthou nou, hy sê eintlik vir jou, jy moenie die wêreld lief hê nie,
gaan hy vir jou nou sê, maar hy sê vir jou hoekom? Want jou sondes is vergewe in Jesus Christus, so jy's 'n nuwe mens. Hy het in 1 Johannes 1 vers 9 gesê, as ons sondes bely, God is getrou en hy's regverdig, en hy vergewe ons sondes, hy reinig het ons van alle ongeregtigheid. Dit wat Psalm 103 sê, hy sê hy verwyder dit so ver soos die ooste van die weste van mekaar is, né? Hy sê in vers 13 dan, ek skrywe vir julle vaders, omdat julle Jesus ken, omdat jy in verhouding is met Jesus. So hy noem verskillende geslagte, gaan hy nou hier noem. Hy praat van die vaders, hy praat van die jong mense, hy praat van die kinders. So hy sê, omdat julle Jesus Christus ken, wat van die begin af daar was. Hy sê, jong mense, ek skrywe vir julle, omdat julle die bose oorwin het. Hy sê vir die kinders, skrywe ek vir julle, want julle ken die Vader. Ek het vir julle geskrywe, vaders, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe, jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. So hy sê, ek het al hierdie goed vir julle geskryf, omdat julle oorwinning behaal het, omdat julle dan eintlik in Christus is. Hy sê vir hulle, julle wat in Christus is, en jy wat in Christus is, hy sê vir jou, moenie die sondige wêreld en al hierdie dinge van die wêreld lief hê nie. Dis die duisternis, want waar gaan dit jou uitbring? Dit gaan jou laat struikel, het hy gesê, want dit maak jou blind. Jy weet nie waar jy gaan uitkom nie. As iemand die wêreld lief het, sê hy, is die Vader se liefde nie in hom nie. Ons kan nie die wêreld lief hê en die Vader dien nie. Ons kan net een van die twee dien. En hy sê, maar as die Vader se liefde in my is, dan gaan ek 'n anderste impak hê in die wêreld. Ek gaan sout vir hierdie wêreld wees, ek gaan lig vir hierdie wêreld wees, ek gaan leef met impak om 'n verskil te maak. Hy sê vers 16, die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar kom van die wêreld. En die wêreld met al sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly vir ewig lewe. So hy kom sê hier, as jy jou ingesteldheid in die wêreld is, dan verander jou denke. En hy waarsku ons, hy sê die wêreld met al sy verleidelikhede wat ons kan sien, daai goed gaan verby. Maar die liefde van die Vader wat jou lewe kom verander het, hy sê daai is die goed wat vir ewig bly. Ons verhouding met God. As ek die wil van God doen, dis die goed wat vir ewig bly, né? So hy kom praat en hy kom sê eintlik vir die gelowige. Hy sê jy het 'n nuwe gebod gekry. Wat eintlik 'n ou gebod is, want jy ken dit al van lankal af. En jy ken dit al daar van Deuteronomium af. So jy het groot geword met dit. Dis lief wees vir God en lief wees vir jou naaste. Jy moet op 'n sekere manier optree. Hoekom? Want Christus het jou lewe kom verander. Is omdat God jou eerste lief gehad het. Daarom het jy ook lief. Hy is vir ons die perfekte liefde. En hy sê, jy moenie die wêreld lief hê nie. Want die wêreldse liefde gaan jou verkeerdelik beïnvloed, verkeerdelik verander. Jy moet lig in die duisternis wees, die wêreld wat hierdie duisternis is. En dit kom deurdat God jou liefhet, deurdat jy in daardie liefde van God gewortel en gegrondves is. Daarom kan ek en jy 'n verskil gaan maak. En hy sê, dis maar aan die einde van die dag wat ek en jy moet gaan doen. Ek wil jou uitnooi om na afloop, net te kyk na die Bybelstudie vrae, daaroor na te dink of te bespreek as jy dit deel van 'n groep doen. En gesels weer oor hierdie goed, dink weer na daaroor. En mag die Here jou ietsie leer daarvan om 'n impak te maak in 'n wêreld op grond van hierdie ou gebod, maar ook wat ook eintlik 'n nuwe gebod is wat vir ons gegee is. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir hierdie nuwe gebod, baie dankie vir die liefde, en dat die liefde eintlik maar 'n ou gebod is, en dat ons vandag net weer daaraan kon dink, herinner kon word. Dankie vir die liefde vir ons, dat die liefde ons lewens kom verander het,
En dis ons gebed, Vader, dat U kom en so in ons sal werk, dat ons 'n impak maak in hierdie wêreld. Dat ons nie die wêreld sal lief kry nie, maar dat ons met 'n passie gaan leef, wat U vir ons gegee het, om hierdie wêreld te verander, en dit 'n koninkryk van God te maak. Baie dankie, dat ons weet U saam met ons is. Heilige Gees, dat U ons begelei in hierdie wêreld, en ons kom bid, dat U ons ook sal bewaar van die bose. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Het is regtig my gebed, dat jy 'n geseënde week sal hê, en gaan uit, en gaan maak 'n verskil. Groete, en as die Here wil, gesels ons volgende week daarvan 2 vers 18 af, oor die antichriste, en wat Johannes daaroor te sê het. Groete, geseënde week.